Tyd met die woord, waar hoop weer gebore word. God se liefde skyn so helder, lei ons elke dag al verder. Tyd met die woord, kom luister saam na sy stem. Tyd met die woord, lig vir my pad. Jesus lei my elke dag met sy liefde, hoop en krag. Tyd met die Goeiemôre en welkom weer eens by Tyd met die Woord. Mag God se woord vandag jou hart laat aanraak, jou geloof versterk en jou hoop vernuwe. Kom reis saam deur die skrif en ontdek die liefde van ons hemelse Vader. Hallo julle, kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie dag wat U vir ons gegee het. Hierdie dag wat nog 'n seëning in ons lewens is. Dankie vir U liefde en U genade en vir alles wat U vir ons gee en doen. Dankie dat ons U kinders kan wees. En dankie dat U ons seën. Vader, seën elke persoon wat na hierdie boodskap luister. Maak nie saak ter watter omstandighede hulle gaan nie. Wys vir hulle U liefde en maak hulle geestesoë en geestesore oop, dat hulle sal besef dat U daar is en dat U ons liefhet in elke situasie is U daar. Dat ons dit net besef dat ons nie ons eie besluite maak en besluit om dinge te doen wat verkeerd is nie, maar dat ons op U sal vertrou in elke situasie, al is dit ook hoe moeilik in ons lewens. Amen. Miskien sit jy vandag in 'n situasie waar jy voel jy nie kan uitkom nie. Jy sien geen uitweg nie. Actually, jy sien net die donker wolke. Daar's nie eers 'n sonstraaltjie wat deur dit skyn nie. Jy kyk vorentoe, maar jy weet nie hoe jy deur hierdie situasie gaan kom nie. Jy het al alles probeer. Jy het gebid, jy het gewag. Jy het dalk al vir jouself gesê, môre sal dinge beter wees. Maar môre kom en die situasie is steeds daar. Maar vandag wil ek net vir jou sê, net omdat jy nie 'n uitweg kan sien nie, beteken dit nie God sien dit nie. Jy kan dalk nie die pad sien nie, maar God kan. Jy kan dalk nie môre sien wat môre gaan bring nie, maar God weet. Jy kan net die wolke sien, maar die son is nog steeds daar. Die son hou nooit op met skyn nie. En dis presies waaroor ek vandag met jou wil praat. Hierdie berg wat voor jou is in God se oë 'n klein spikkeltjie. En dit is wat jy moet onthou. Ons lewens is ons lewens. En vir ons lyk hierdie berg so groot. Maar met God aan ons kant is hierdie berg absoluut niks. En dit is wat jy moet onthou. God is daar. Vertrou hom, wees lief vir hom. Hy is daar in elke situasie wat jy deurgaan.
Moenie jou eie besluite maak en jou eie dinge doen, omdat jy dink dis die beste nie. Wag vir God se antwoord. En ek weet dis nie altyd maklik nie, maar God is daar. Hy is daar om ons te beskerm, hy is daar om ons te help, en hy wil daar wees. Hy wil hê jy moet met hom praat, hy wil hê jy moet hom sê van jou situasie. Maar hy wil ook hê, dat jy moet luister na wat hy vir jou wil sê. En om God se stem te hoor is dalk nie vir ons maklikie, want ons is te vasgevang in ons eie gedagtes, en in die dinge wat ons pla en alles. Vat tyd, wees stil, spandeer tyd met Vader, en met God in jou hart, en in jou Bybel, sy woord. Maak tyd en luister wat God vandag vir jou wil sê. So ek wil vir julle vertel, hoekom het ek vandag hierdie boodskap? Want waar kom het vandaan, wat het gebeur? Toe ek gister werk toe ry, so ek ry 'n ander pad op die oomblik as wat ek gewoonlik ry, want die pad is ongelukkig toe die normale pad wat ek ry. So elke dag ry ek nou op die oomblik verby die see. Ek ry so al langs die see af, dis te pragtig. Elke dag sien ek hierdie pragtige magdom water wat die Here vir ons geskep het. En gister was geen anderse dag as normaal nie, behalwe die beeld, die pragtige skildery wat ek gesien het, wat die Here vir ons geskilder het, was so mooi. Dit was hierdie pragtige wolke, dit was donker, dit was ligte grys, dit was wit. Dit was so pragtige, perfekte skildery met die water, en die sonstrale het so deur die wolke geskyn en so op die water geval, en daar was so een kolletjie, wat so pragtig geblink het. Soos die sonstrale net op daai punt gefokus het, daai groot sirkel wat die Here so gemaak het, wat so perfek geblink het. Dit het gelyk asof dit 'n goue blinkpad is, wat op die water lê. Dit het so geskitter, en ek het gedink, Here, dit is so mooi. En toe begin ek te dink, hoeveel keer kyk ons in ons eie lewens net na die wolke? Ons sien nie daai sonstraaltjies wat daar deurkom nie. Ons sien nie hoe pragtig skets die Here vir ons die wêreld uit nie. Wanneer dinge begin moeilik raak, kyk ons dikwels net na wat verkeerd is. Ons sien net die probleem. Ons sien net die rekening. Ons sien net die leë bankrekening. Ons sien die mediese verslag. Ons sien die leë stoel waar iemand vroeër gesit het. Ons sien die verhouding wat beëindig is, of besig is om uitmekaar uit te val. Ons sien die werk wat onseker is. Ons sien die kind wat van ons af wegdryf. Ons sien die deur wat toegemaak is. Ons sien die toekoms en ons dink, hoe gaan ek ooit hier uitkom? En hoe langer ons kyk, hoe groter lyk die wolke, hoe donkerder lyk daai storm. Maar ek wil net vandag vir jou sê, die wolke beteken nie die son het opgehou skyn nie. Die son is steeds daar. Jy kan die son net nie altyd sien nie. Hy gee nog steeds sy lig, so jy weet hy's daar, maar die wolke verberg maar net die son, vir daai dag, of daai oomblik, of daai tydperk. En net so kan jou omstandighede God se teenwoordigheid vir jou verberg, maar hulle kan nie God laat verdwyn nie. Jy mag hom nie vandag voel nie. Jy mag nie verstaan wat hy doen nie. Jy mag dalk nie die antwoord sien nie, maar God is steeds God. In Hebreërs 13 vers 8 sê dit, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Jou situasie verander, jou emosies verander, jou omstandighede verander, maar Jesus verander nie, God verander nie, God is nog altyd dieselfde. God is nog altyd hierdie drie enige God wat die aarde geskep het. Jesus wat vir ons sondes gesterf het, en die Heilige Gees wat in ons harte woon, ons trooster, wat ons help, wat ons aankla, wat ons ook die regte pad wys. Vir die persoon wat vandag voel, ek kan nie hier uitkom nie. Ek wil hier nou spesifiek met jou praat. Ja, met jou, die een wat voel, ek sit vas. Jy het dalk nie vandag nodig dat iemand vir jou sê, alles gaan goed wees nie. Want miskien voel alles glad nie goed nie. Jy is in so 'n donker hoekie, jy weet nie wat ek kan doen nie.
Jy het dalk nodig dat iemand vir jou sê, ek weet dit is moeilik, ek weet jy is moeg, ek kan sien, jy sien nie 'n uitweg nie. Maar meer as dit, God weet, God sien jou waar jy is, maak nie saak in watter donker hoekie te wees nie. Jy hoef nie eers uit daardie situasie te kom voordat God jou kan bereik nie. God is by jou in die water. Jesaja 43 vers 2 sê vir ons, as jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy nie jou skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Let mooi op wat God sê. Hy sê nie, jy sal nooit deur die water gaan nie. Hy sê juis, as jy deur die water gaan, is ek by jou. Dit beteken, daar kan waters wees, daar kan storms wees, daar kan moeilike seisoene wees, maar jy gaan nie alleen daardeur nie. Dalk is jou uitweg nie vandag sigbaar nie. Een van die moeilikste dinge in jou lewe is wanneer jy nie kan sien hoe iets gaan eindig nie. Jy kan nie sien hoe jou skuld gaan betaal word nie. Jy kan nie sien hoe die verhouding herstel gaan word nie. Jy kan nie sien hoe jy ooit weer gelukkig gaan wees nie. Jy kan nie sien waar die volgende werk vandaan gaan kom nie. Jy kan nie sien hoe jy deur hierdie verlies gaan kom nie. En jy vra, Here, waar is die uitweg? Nou wil ek nog vir jou nog 'n versie deel, en dit is Psalm 119 vers 105, en dit is een van my gunstelinge. Dit sê, U woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad. So, hoe werk 'n lamp? Ons leef in vandag se dae moderne tye, meeste van ons weet nie eers wat is 'n lamp regtig nie. 'n Lamp wys nie die hele pad nie, 'n lamp wys net 'n klein liggie, een treukie op 'n slag. God wys vir jou die volgende tree. Hy gaan nie vir jou die toekoms wys nie, hy gaan nie die lig aanskakel en vir jou sê, hier my kind, hier is die hele pad vir jou nie. God gaan nie dit vir jou gee nie. Hy wys vir jou net die volgende tree. Saam met dit is die feit dat God net vir ons een dag se krag gee, een dag se genade. Hy gee vir jou krag vir vandag, hy gee vir jou genade vir vandag, hy gee vir jou liefde vir vandag. Dalk is dit een van die redes hoekom jy so uitgeput voel. Jy probeer vandag leef, maar jy probeer ook môre leef. Jy probeer in die toekoms lees. Jy probeer vandag se probleme oplos, en môre sin, en volgende week sin, en volgende maand sin, en volgende jaar sin. Maar God gee vandag vir jou, vandag se genade, vandag se liefde, vandag se dag om te leef. In Klaagliedere 3 vers 22 en 23 staan daar, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. Groot is die trou. Is dit nie presies wat ek nou net vir jou gesê het nie? Dit staan in God se woord. Dit is elke dag nuut. Kom ek lees die versie weer. Klaagliedere 3 vers 22 en 23. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. Groot is u trou. Kom ek lees dit weer, want sy barmhartighede het geen einde nie. Wys net hoe lief het God ons. Hy is altyd daar, hy is altyd lief, hy is altyd barmhartig, hy is altyd bereid om ons te vergewe. Dit sê sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. Elke dag is dit nuut. Nie een groot voorraad genade wat jy vir die res van jou lewe moet dra nie. Vars genade, vars liefde, vars barmhartighede vir elke dag, soos wat jy dit nodig het, en net genoeg vir vandag. Hoekom sê ons nie vir die Here dankie vir die genade wat hy ons gee nie, dankie vir die liefde wat hy vir ons gee nie? Elke dag nuut. Waar kry jy so iets in jou lewe? Elke liewe dag, vars nuwe genade, vars nuwe liefde. En dit raak nooit op nie. Moenie jou lewe beoordeel deur wat jy nou sien nie. En dit is so belangrik. Wanneer jy in 'n moeilike situasie is, kan dit voel asof jy vir jouself sê, dit is hoe my lewe vir altyd gaan wees.
maar jy weet nie wat God môre gaan doen nie. Jy weet nie wie hy oor jou pad gaan stuur nie. Jy weet nie deur watter deur hy gaan oopmaak vir jou nie. Jy weet nie wat 'n antwoord gaan kom nie. En jy weet nie wat 'n krag jy nog gaan ontvang nie. Maar moenie 'n hele boek se einde probeer skryf terwyl jy nog in die middel van 'n hoofstuk is nie. Jy is dalk in 'n hoofstuk van jou lewe wat baie moeilik is. Waar jy regtig waar jou geduld getoets word, waar jou krag getoets word. Moenie opgee nie. Jy het nie nodig om op te gee nie, want jy het God aan jou kant. Dit is nie die einde van jou storie nie. Jy is in 'n gedeelte van jou lewe. Ja, dit is dalk 'n moeilike gedeelte, maar God is daar vir jou. Daar is mense vir jou. Jy moet hulle net gaan kyk, hulle is daar. Gaan spandeer 2 minute, sê hallo vir iemand wat jy nooit vir hallo sê nie. Dalk is daai die persoon wat die Here op jou pad gestuur het. Moenie skaam wees nie. Ons is almal mense, ons is almal hier op aarde, ons leef almal 'n lewe, ons gaan almal deur beproewinge, maar God het ons almal lief. Hy gee vir ons eie vrye wil. Watter keuse maak jy vandag? Gaan ek besluit om met iemand nie vandag te praat, iemand wat ek nie ken nie? Ek wil nie regtig vir 'n persoon hallo sê nie, maar ag tog, laat ek dit maar doen. Skep asem. Gaan face daai persoon, daai nuwe persoon wat jy nog nie ontmoet het. Gaan sê hallo. Dalk is dit iemand wat regtig vir iets vir jou gaan beteken vandag of môre. Dalk word daai persoon jou beste vriend. En jy was te skaam geweest om te gaan eers hallo sê. Haal diep asem, kry die moed bymekaar en gaan doen dit. God kan vir jou lig bring waar jy net donker te sien. Dink aan daardie sonstrale wat ek gister gesien het. Die wolke was steeds daar, maar die lig het deurgebreek. En soms is dit presies hoe God in ons lewens werk. Hy verwyder nie altyd dadelik die wolke nie. Baie keer vat dit baie lank. Baie keer vat dit baie lank voor hy vir ons gee wat ons voorvra. Partykeer is dit jare, maar partykeer is dit dadelik. Maar hy gee vir jou 'n sonstraaltjie lig, 'n bietjie vrede. Iemand wat jou bel, iemand wat vir jou bemoedigende boodskap stuur. Vir Bybelversie wat presies op die regte tyd kom. 'n Lied wat jou hart aanraak, deur wat onverwags oopgaan. 'n Klein antwoord op 'n groot gebed. 'n Bietjie krag wanneer jy gedink het jy het niks meer oor nie. En jy dink, Here, dit is U. Hoe amazing is God nie? Hy is absoluut fantasties. Hy laat sy son oor ons almal skyn. En in Matteus 5 vers 45 sê dit, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies. En hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. God laat sy son skyn, nie net oor mense wie se lewens perfek lyk nie. Nie net oor mense wat alles reg gedoen het nie. Nie net oor die mense wat vandag gelukkig is nie. Oor almal. Dit sluit jou in. God laat sy son oor jou skyn vandag. Hy doen. Gaan kyk buite. Die son is daar. Dalk gaan jy hom nie nou sien nie, maar hy is daar. Maak jou oë oop vir klein dinge. Wanneer ons vasgevang voel, wag ons vir een groot wonder. Maar wat ons begin raak sien hoeveel klein genadegawes reeds rondom ons is. Die asem in jou longe, die feit dat jy vanoggend wakker geword het, die persoon of mense wat jou lief het, die koppie koffie wat jy kan drink, die sonskyn, die water, 'n lied, 'n gebed, 'n skrifvers, 'n vriend, 'n nuwe dag, die blommetjies wat nou gaan begin in die lente. Maak nie saak wat dit is nie. Maak nie saak wat jou probleem is nie. Jou probleem gaan nie noodwendig verdwyn nie, en dit gaan dalk nie vandag verdwyn nie. Maar jou probleem is nie die enigste ding wat bestaan nie. Daar is steeds goedheid, daar is steeds genade, daar is steeds God. Nou wil ek die vraag vra, wat is jy moeg is om te hoop? Miskien het jy lank gewag. Miskien is jou situasie al jare aan die gang, en jy weet regtig nie hoe om uit te kom nie. En jy is moeg om te hoop. Jy wil net opgee.
en jy sê vir jouself, ek kan nie meer hoop nie, dan wil ek hê jy moet vandag een ding doen. Hou vas aan God. Jy hoef nie groot geloof te hê nie. Jy kan net self sê, Here, ek het vandag net genoeg geloof om te sê, help my. En weet jy wat? Daai is steeds 'n gebed. Daai 2 woordjies of 3 woordjies. Here, help my. Here, ek wat nou? Vader, waarheen? Waarheen, Vader? Psalm 46 vers 2 sê vir ons, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp en benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Wanneer jy nie meer weet waarheen nie, gaan na God toe. Jy hoef nie eers op jou knieë te gaan nie. Jy kan in jou gedagtes met die Here praat, want hy is daar, hy luister vir jou. Maar wanneer gaan jy luister wat hy vir jou wil sê? 'n telefoongesprek kom jy net van een kant af nie. En om met die Here te praat is soos 'n telefoongesprek. Ons praat en God praat ook terug. Luister vir sy stem. Jy kan nie altyd die situasie verander nie. En dit is so belangrik om te onthou dat daar dinge is in ons lewens wat ons eenvoudig nie kan beheer nie. Jy kan nie ander mense se keuses beheer nie. En dit is iets wat ons altyd moet onthou. Maak nie saak watter keuses iemand anders in hulle lewens maak nie. Maak nie saak of jy ongelukkig is daaroor nie. Jy kan vir hulle bid, maar jy kan nog steeds nie hulle keuses beheer nie. Jy kan nie altyd jou werksomstandighede beheer nie. Jou baas is dalk baie moeilik en hy gee vir jou harde tyd. Smile and wave. Ja, dit is moeilik. Dit is moeilik, maar ons kan daardeur kom. Wees die minste, probeer om die minste te wees. Smile in jou hart, glimlag. Die Here het vir jou lewe gegee. Moenie toelaat dat mense op jou trap nie. Maar wees daai persoon wat na ander mense toe kan gaan. Hy het daai vrymoedigheid om na mense toe te gaan, te sê ek het jou hulp nodig. Of wees daai bemoediging vir iemand anders. Maak nie saak watter omstandighede dit is nie. Dalk gaan jou baas ook deur 'n moeilike tyd. Dalk weet hy nie hoe om al daai baie stres en anxiety te hanteer nie. En dit is dalk die rede hoekom hy moeilik is. Of dalk is daar 'n belangrike customer besoek. Dalk is daar 'n ander rede. Dalk is daar ietsie wat jy hom mee kan help. Hoekom maak jy nie daai deur toe, gaan na jou baas toe, maak hy deur toe, gaan sit in sy kantoor en sê, meneer, is daar iets wat ek vir u kan doen? Of is daar iets wat ek verkeerd doen, wat ek dalk op 'n ander manier moet doen nie? Gaan hê daai moed. God gaan vir jou daai moed gee om dit te gaan doen. Probeer om die minste te wees, maar probeer om iets omtrent dit te doen, wat jy kan, wat binne jou bereik is. Want jy kan nie alles verander nie. Jy kan nie ander mense verander nie, jy kan nie omstandighede altyd verander nie. Jy kan ook nie altyd jou finansiële omstandighede beheer nie. Jy kan nie jou verlede verander nie, dit het reeds gebeur. En jy kan beslis nie elke uitkoms bepaal nie. Maar jy kan kies. Waarheen gaan ek met my pyn? Waarheen gaan jy met jou pyn? Wat dink jy, waarheen moet jy gaan? Bring dit na God toe. Jy hoef nie alles self te dra nie. God kan jou dra wanneer jy nie meer kan loop nie. Soms vergeet ons dat ons 'n verhouding met God het, maar ons verhouding met God gaan nie daaroor dat ons altyd sterk moet wees nie. Daar is dae wat jy self kan loop. Daar is dae wat jy skaars kan beweeg. En daar is dae wanneer God jou moet dra. En dalk is vandag daai dag. En dit is oukei. Dit is oukei. Daar is niks meer fout nie, want ons almal gaan deur beproewinge, ons almal gaan deur sulke tye. Ons almal is nie 100% van die tyd gelukkig nie. Deuteronomium 33 vers 27 sê, die ewige God is 'n skuilplek. Sy arms is altyd onder jou. Hy verdryf die vyand voor jou uit. Hy beveel, roei uit. Aan dit weer vir ons lees. Dis Deuteronomium 33 vers 27. Die ewige God is 'n skuilplek. Sy arms is altyd onder jou. Sy arms is altyd onder jou. Hy verdryf die vyand voor jou uit. Hy beveel, roei uit. Wat 'n pragtige gedeelte
is dit wat die Here vir ons in sy woord gee. Wat 'n beeld, ewige arms onder jou. Wanneer jou bene moeg raak, wanneer jou hart moeg is, wanneer jou geloof swak voel, is daar steeds ewige arms onder jou. Eendag, wanneer die son weer deurbreek, miskien vinniger as wat jy dink, miskien later as wat jy hoop, daar sal 'n oomblik wees, wanneer daai lig, daai sonstrale deurbreek, en wanneer dit gebeur, onthou dat die son nooit opgehou skyn het nie. Jy kon dit net nie altyd sien nie. En wanneer jy weer vrede ervaar, wanneer die deur oopgaan, wanneer daai antwoord kom, wanneer jy weer glimlag, wanneer jou baas jou beter hanteer, wanneer jou vriende jou weer aanvaar, wanneer jy vergeet van daai verlede van jou, dan moenie vergeet van die dae toe jy net kon bid, Here help my nie. Want dit was ook God. Dit was God wat jou gehelp het deur daai moeilike tyd. Hy was altyd daar. Vir jou wat vandag vasgevoel vang. As ek vandag hierdie hele program vir net een persoon kon doen, dan sou dit vir jou wees. Jy wat voel, ek kan nie hier uitkom nie. Ek wil vandag hê, jy moet vandag hierdie woorde hoor. Jy hoef nie die uitweg te sien om God te vertrou nie. Jy hoef nie die hele pad te sien nie. Jy hoef nie te weet hoe alles gaan eindig nie. Jy hoef nie vandag al die antwoorde te hê nie. Jy hoef net te weet God is met jou. En vandag se tree is om jou uit die bed uit te laat opstaan. Al is dit al tree wat jy vandag moet doen, dan doen jy dit vandag. Kom uit die bed uit, kom uit die depressie uit. Vat vandag die stappie vorentoe. As vandag se tree is om weer te bid, dan bid jy. As vandag se tree is om iemand te bel of om na iemand uit te reik, doen dit. As vandag se tree is om hulp te vra, dan vra jy hulp. As vandag se tree is om net deur hierdie dag te kom, dan kom deur hierdie dag. Môre kry jy 'n nuwe genade. Vandag is vandag se genade. So wanneer jy vandag weer na die lig kyk en jy sien die wolke, onthou die storie, onthou die sonstrale, onthou die blink gedeelte op die water, onthou hoe die lig deur die wolke gebreek het en sê vir jouself, my God is steeds daar. My situasie is nie groter as God nie. My probleem is nie groter as God nie. My bekommernis is nie groter as God nie. My toekoms is nie buite God se beheer nie. Die wolke is nie die einde van die storie nie. Ek wil jou los met die volgende versie, Psalm 84 vers 12. En dit sê, die Here God is ons krag en ons beskerming, die Here se gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Wat 'n pragtige stukkie is dit. Die Here God, hy is 'n son, hy is jou lig. Hy gee jou daai liefde, hy gee jou daai beskerming, hy gee jou daai genade. En selfs wanneer jy deur die wolke gaan, wanneer jy deur daai berg of oor daai berg moet gaan, is God steeds daar. Onthou dit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bring vandag voor U elke luisteraar wat voel hulle sit vas. Die persoon wat nie weet hoe hulle uit hulle huidige situasie uit gaan kom nie. Here, U weet wat hulle dra. U weet van die probleem wat hulle vir niemand vertel nie. Die situasie waar dit hulle nie kan kom nie. U weet van die bekommernis wat hulle wakker hou. U weet van die situasie waaroor hulle elke dag wonder. Here, hoe gaan ek hier uitkom? Vader, ek vra nie vandag dat U net hulle situasie moet verander nie. Ek vra, wees by hulle. Gee hulle vrede wanneer hulle nie die antwoord het nie. Gee hulle die krag wanneer hulle moeg is. Gee hulle hoop wanneer hulle moed verloor. Gee hulle wysheid vir die volgende tree. Maak hulle oë oop vir elke klein sonstraaltjie wat U reeds om hulle laat skyn. En Here, wanneer hulle geen uitweg kan sien nie, help hulle om te onthou dat U die uitweg sien. Wanneer hulle die pad nie kan sien nie, wees U hulle lamp. Wanneer hulle nie kan loop nie, dra hulle, en wanneer hulle nie meer weet wat om te bid nie, hoor selfs die stilste sug. En Here, laat hulle vandag weet, hulle is nie alleen nie. Dankie dat U son steeds skyn. Dankie dat U genade elke môre nuut is. Dankie dat U nooit verander nie. Dankie dat U ons nooit verlaat of begewe nie. Ons plaas vandag ons bekommernisse, ons vrese
en ons toekoms in U hande, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. So as jy vandag net een ding uit hierdie program uit kan onthou, laat dit hierdie wees. Die wolke verander nie die son nie. Jou moeilike omstandighede verander nie God se liefde vir jou nie. Jou onsekerheid verander nie sy trou nie. Jou trane verander nie sy beloftes nie. En die feit dat jy vandag nie 'n uitweg kan sien nie, beteken nie dat daar nie 'n uitweg is nie. Dit beteken net, jy kan dit nog nie sien nie. Herinnering aan Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Moenie bekommerd wees oor die hele pad nie. Vra God vir die lig vir die volgende tree. Al is dit net vir die volgende treetjie, hy is daar, hy gee die lig. Al beleef jy 'n bewolkte dag, kyk vir die sonstrale. Want soms stuur God nie dadelik hierdie sonskyn hemel nie. Soms gee hy net een straaltjie lig, net genoeg om vir jou te sê, ek is steeds hier. En liewe vriend, liewe vriendin, God is nog hier. Die son skyn, die lig is daar, sy genade is daar, sy hand is daar. En jy? Jy is nie alleen nie. Dankie dat jy vandag saam met my was, hier by Tyd met die Woord. Mag God se woord vandag jou hart aanraak, jou geloof versterk en jou hoop vernuwe. Tot 'n volgende keer. Bly naby aan die Here, bly naby aan sy woord. En onthou, selfs wanneer jy die son nie kan sien nie, het dit nie ophou skyn nie. God se lig skyn steeds. En as jy my wil kontak, my telefoonnommer weer eens is 082 92 49 458. Dit is deel van die JCR MTS familie. Kan ons op YouTube kry by JCR Ministration. Dankie dat jy saam geluister het. Tot 'n volgende keer.